Susters, vir ons wotum wat Esegiel 34 vers 31 is en ons seën groet, wil ek vra dat ons 'n oomblik stil word. Kom ons sit net so, kom ons maak ons oë toe. Kom ons bring vanoggend na die Here die swaar pak wat ons saam dra, met al ons bekommernis, al ons sorge, al ons spanning, al ons sonde, die dinge wat ons angstig maak. Kom ons sit dit aan die voete van die kruis van ons Here Jesus. Kom ons word rustig voor ons Here. Julle is my skape, die skaap van my weide. Julle is mense, ek is julle God, spreek die Here, Here. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, en Jesus Christus ons Here, deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons loof die Here. Ons ken hierdie psalm baie goed, ons sing dit op die voortrekker melodie. En ek dink altyd aan die voortrekker laar as ek hierdie psalm sing, van hoe die trekkers in doodsbenauwdheid hierdie woorde gesing het. Begin het in vers 1 by uit dieptes gans verlore en geëindig het by vers 4. Hoop Israel in jou klagte, vertrou o volk wat treur, sy guns verduur die nagte, sy heil breek eintlik deur. Dan skyn 'n soete vrede. Gans Israel word vry van ongeregtighede. Heer, doen ook so aan my. Kom ons loof die Here met hierdie woorde. Vers 1 en vers 4, Psalm 130. Uit dieptes gans verlore, van rede ver vandaan, maar onze laste spore, en maar op my vergaan. Hy hier van donker nagte, roep ek o Here oor, en laat my jammer klagte, doch donker in die oor. Hoop Israel in jou klagte, vertrou o volk wat treur, sy guns verduur die nagte, sy heil breek eintlik deur. Dan skyn 'n soete vrede, gans Israel word vry van ongeregtighede. Heer, doen ook so aan my. Geliefdes, ek kan blaai na Gesang 68. Ons sing vers 1 en vers 4 as skuldbelydenislied na die wet. En dan gaan ons aan die tafel die geloofsbelydenis doen. En dit is Gesang 117 was die lied wat ons kan opsoek wanneer die tafel gereed gemaak word. Ons gaan sing Gesang 68,
Psalm 68 vers 1 en dan vers 4. Twee gedeeltes in die Bybel van die wet saam. Ons lees uit Deuteronomium 6 en daarna Romeine 13. In Deuteronomium 6 vers 4 vat die Here die eerste tafel van die wet saam met hierdie woorde: Hoor Israel, die Here ons God is 'n enige Here, daarom moet jy die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag. Romeine 13 vers 8, wees aan niemand iets skuldig nie behalwe om mekaar lief te hê. Want hy wat 'n ander lief het die wet vervul. Ekskuus, ek is nog nie klaar nie, hou moet. Vers 9. Hoor mooi, want dit, jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis gee nie. Jy mag nie begeer nie. Watter ander gebod ook al word in hierdie woord saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. Dankie. Kom ons laat daai. God enkele voor u gesig is niks op aarde rein nie. Ons is bevlek met skuld bedek, kan nie voor u verskyn nie. Met ja, op Golgotha betaal hy vir my sonde, en deur sy bloed word ons gemoed gereinig van die sonde. Op my vraag, mag ek aansit by die tafel van die Here vandag? Antwoord die Here, na regte nee, na regte nie een van ons nie. Maar omdat ons hierdie woorde sing en dit glo en dit bely, en elkeen van ons sondes bely, sê die Here in 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Vers 7, maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus sy Seun reinig ons van alle sonde. Dis waarvoor hierdie tafel vandag staan. Dis hoekom ons saam is vandag. Omdat die bloed van Jesus Christus ons reinig van ons sonde, beleef ons ook hierdie gemeenskap met mekaar. En hierdie is die hoogtepunt van die gemeenskap met mekaar, wanneer ons saam as gemeente die heilige sakrament van die nagmaal vier. So daarom, my broeder, my suster, neem vrymoedigheid. Die Here wat jou en my reinig, reinig ons so volkome, dat ons met groot vrymoedigheid aan sy tafel kan aansit. Dat hy ons in die geloof versterk. Baie dankie, kan sit. Geliefdes in die Here, die heilige nagmaal is deur ons Here Jesus self ingestel. Paulus sê in 1 Korintiërs 11, want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker
is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Die nagmaal is in wese 'n verbondsmaaltyd. Die Here het die verbintenis tussen Christus en sy gemeente hier bevestig. As verbondsmaaltyd het dit die volgende betekenisse. Die nagmaal is 'n gedagtenismaaltyd. Die Here het by die instelling daarvan gesê, doen dit tot my gedagtenis. Met die gebruik van die brood en die wyn roep die gemeente om die hele lydensweg van Jesus Christus voor die gees. Hoe hy sy lewe gegee het, hoe hy die lydensbeker leeg gedrink het, hoe hy van God verlate was en uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons nooit deur God verlaat sou word nie. En hoe hy soos 'n koringkorrel in die grond geval en gesterf het. Die nagmaal is 'n waarborg. So seker as wat hierdie brood voor ons oë gebreek word en hierdie beker aan ons gegee word en ons dit met die mond eet en drink, so seker het ons deel aan Christus, aan sy sterwe en sy opstanding. Hierdeur waarborg hy sy soenverdienste vir ons so volledig asof ons self voor God gestaan het, self die straf vir die sonde gedra het, self daarvoor gesterf en opgestaan het, en self ons geregtigheid voor God verwerf het. Christus sê immers, dit is my liggaam en dit is my bloed. Die sekerheid wat hierdie waarborg ons gee, is nie gegrond op ons eie gevoelens of stemminge nie, maar op die tekens uit die hand van die Here. Dit is in die Here self gevestig. Die nagmaal is 'n gemeenskapsmaaltyd. In die nagmaal vier ons die gemeenskap met die Here Jesus en met mekaar. Die nagmaal verbind ons met sy dood, maar help ons om in gemeenskap met hom te lewe. Deur die Heilige Gees is die lewende Christus in hierdie nagmaal by ons teenwoordig. Verder word ons ook deur die Gees met mekaar as lede van een liggaam en broederlike liefde saam verbind. 1 Korintiërs 10 vers 17 stel dit so, omdat dit een brood is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood. Die nagmaal is 'n verwagtingsmaaltyd. In die nagmaal verkondig ons toekomsverwagting. Ons het in die feesmaal die versekering dat die Here Jesus een met ons is, tog sien ons as bruidskerk ook uit na sy wederkoms. Ons verkondig daarmee die dood van die Here totdat hy weer kom. In die nagmaal verlang die gemeente as bruid van Christus na die bruilofsmaaltyd van die Lam. Die nagmaal is 'n vreugdefees. In die nagmaal spreek die tekens van brood en wyn wel van die lyding en sterwe van Christus, nogtans staan die nagmaal nie die teken van rou en droefheid nie. Dit is 'n vreugdefees, want die Heiland bevestig hier op besondere wyse die vrugte van sy lyding, sterwe en opstanding aan sy gemeente. Die nagmaal is ten slotte 'n dankbaarheidsmaaltyd. Met die gebruik van die tekens dank ons Christus met ons hele wese. Dit is ook ons ernstige voorneme om my dankbaarheid, ons lewens opnuut aan God te wy. Ons doen dit met 'n opregte liefde vir hom en vir ons naaste. Geliefdes, Christus het ons beveel om die nagmaal te vier. Wanneer ons dit doen, verseker die Heilige Gees ons van twee uitsonderlike waarhede. Christus het vir ons sondes gesterf, en in geloof word ons so met hom verenig asof ons self alles gely die skuld voor God en volle betaal het. Verder voed Christus deur die nagmaal ons siele vir die ewige lewe. Broeders en susters, aangesien ons begeer om die seën van die nagmaal te ontvang, is dit nodig dat elkeen homself vooraf eerlik sal ondersoek, sodat hy nie 'n oordeel oor homself eet en drink nie. Ons word opgeroep om ernstig na te dink oor alle sondes wat ons met gedagtes, woorde of dade gedoen het. Daar is ook sondes van versuim, waar ons nagelaat het om die wil van die Here te doen. Hierdie selfondersoek moet ons bring tot opregte berou voor die Here. Ons moet opreg glo dat al ons sondes op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is, en dat hy alle sondes wat nog teen ons sin in ons oorgebly het, met sy lyding en sterwe bedek. Ons moet ons ernstig voorneem om voortaan ons hele lewe
dankbaarheid aan die Here te bewys. Deur in ware liefde tot hom en ons naaste te lewe. Daar moet by ons 'n ernstige begeerte wees, dat die Here ons geloof in hierdie nagmaal sal versterk. Mag die almagtige, barmhartige God en Vader van ons Here Jesus Christus, deur sy Heilige Gees, ons daartoe help. Geliefdes, terwyl die tafel nou in gereedheid gebring word, kom ons blaai na Psalm 117, Psalm 117, en ons gaan daar net die eerste vers saam sing. Geliefdes, kom ons staan en ons bely ons geloof in God die Ene. Elkeen spreek in sy en haar hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Onse Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Baie dankie, kan sit. Geliefdes, die ouderlinge raad het al die aansoeke om saam met ons die heilige sakrament te geniet goedgekeur, en U kan vrymoedigheid neem om saam met ons in die heilige tafel aan te sit in die Gees en die sakrament te gebruik. Hoe ons die sakrament gaan bedien, ons gaan eers die teken van die brood uitdeel, en nadat die teken uitgedeel is, gaan ons dit instel, en dan gaan ons dit saam gebruik. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo, dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes.
Geliefdes, ons doen dieselfde met die wyn. Ons gaan eers die kelkies uitdeel. Daarna gaan ons die teken instel en dit saam gebruik. Die binneste rytjie kelkies is druiwesap vir die wat dit verkies. En sou jy verkies om die beker te gebruik, kan jy net na die tyd vir ons die diaken wat omgaan, die teken die hand in die lug opsteek, dat hy weet hy kan nie bedien. Die beker van danksegging. Die beker van danksegging waarvoor ons die Here dank, is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink almal daaruit. Dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkomme versoening van al ons sondes. Geliefdes, voor ons lofverheffing wil ek seker maak, as daar iemand is wat per op huis oorgeslaan is met die brood, steek asseblief die hand in die lig op. Ek sien die hande nie, iemand wat per op huis oorgeslaan is met die kelkies. Ek sien die hande nie, iemand wat nog die beker wil gebruik. Geliefdes, kom ons staan en loof ons die Here van harte met hierdie teken. Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees. Wat jou lewe verlos van die verderf. Wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut kan word soos die van 'n arend. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Hy sal nie vir altyd twis en nie vir ewig die toorn behou nie. Hy handel met ons nie na ons ongeregtighede, na ons sondes, en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Aan hom wat ons lief gehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen.
O barmhartige God en hemelse Vader, ons wil in hierdie gebed loof en prys, dat U uit genade U seun as middelaar aan ons geskenk het. Here Jesus, deur die kruis en deur die opstanding het U vir ons die voedsel en drank van die ewige lewe geword. Ons dankie dat U aan ons die geloof skenk waardeur ons nou vandag in hierdie weldade kom deel. Ons dankie dat ons opnuut tydens hierdie nagmaal in ons geloof versterk is. En ons bid dat U deur die kragtige werk van die Heilige Gees ons nadenke oor ons Here Jesus en ons verkondiging van U dood totdat U weerkom sal gebruik om ons daagliks in die regte geloof en innige gemeenskap met U te laat groei. O Here, ons bid dat die heerlike vrugte uit hierdie nagmaalviering in ons lewens sal laat voortkom tot U verheerliking en tot ons saligheid. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Baie dankie, kan sit. Esegiel 47 se opskrif is die heilige waters. Nou ons het iets beleef van wat hierdie besondere profeet beleef het. Hy was nie net iemand wat aan die volk die boodskap moes bring van die oordeel van die Here nie. Hy het self in ballingskap gesit toe hy hierdie boodskap kry daar in Babel. Ons moet hom in hoofstuk 1 by die Kederrivier waar hy die besondere gesig sien waar die Here homself aan Esegiel openbaar. En ons het gehoor, net die name van sy pa, sy naam is 'n preek. Sy pa se naam is Boesie, dit beteken my skande, en sy naam is Esegiel, die Here gee my krag. Dis iets besonders. En vir 32 hoofstukke waarsku die Here, ek gaan my oordeel oor julle laat ontbrand. En dan in hoofstuk 33 kom die boodskap daar aan, terwyl hy in ballingskap sit, Jerusalem het geval. Die waarskuwings van die Here het waar geword. En dan hoor ons hoe die Here sy volk weer begin troos van hoofstuk 34 af. En dan in die besonder hierdie laaste hoofstuk, hoofstuk 40 tot 48. Waar die Here op besondere manier beskryf in detail tempel wat so lank as wat dit hoog is, as wat dit breed is, wat ons uiteindelik in Openbaring weerklank vind van. Wat 'n mens dan nou sien in hierdie hoofstuk, is hoe die Here sy volk troos en vir hulle sê, hy is die bron van lewende water. Hy is die een wat vir hulle verkoop en sy genade is oorweldigend, oorvloedig, dis die woord, oorvloedig. Nou kom ons verlustig ons in die woord van die Here, ons gaan die eerste 14 verse lees, vers 1 tot 12, praat oor die waters en dan die verdeling van die land in vers 13 en 14. Daarna gaan ons saam bid. Esegiel 47 vers 1. Daarna het hy my teruggebring na die ingang van die huis en kyk, daar het waters uitgestroom onder die tempel, onder die drempel van die huis uit na die ooste toe. Want die voorkant van die huis was na die ooste toe. En die waters het weggevloei onder die regter symuur van die huis uit suid van die altaar. En hy het my uitgebring deur die noordpoort en my buitekant om laat gaan na die buitenste poort wat na die ooste kyk. En kyk, die waters het gekabbel uit die regter symuur uit. Toe die man na die ooste uitgegaan het, met 'n meetsnoer in sy hand, het hy 1000 el gemeet, en hy het my deur die waters laat deurgaan, waters tot aan die enkels. Hy het toe nog 1000 gemeet, en my deur die waters laat deurgaan, waters tot aan die knieë. En hy het my nog 1000 gemeet, en my laat deurgaan, waters tot aan die heupe. Verder het hy nog 1000 gemeet, 'n stroom wat ek nie kon deurgaan nie, want die waters het opgereis, waters om in te swem, 'n stroom waar 'n mens nie deur kan loop nie. En hy het vir my gesê,
Het jy dit gesien, mensekind? Toe het hy my weer terug laat loop aan die kant van die stroom. Terwyl ek deurgaan, toe het ek aan die kant van die stroom 'n menigte bome gesien, aan al twee kante. En hy het vir my gesê, hierdie waters vloei weg na die oostelike landstreek en loop in die vlakte af en gaan na die see. In die see word dit uitgelei sodat die waters daarvan gesond kan word. En al die lewende wesens wat wemel oral waar die dubbele stroom kom, sal lewe. En daar sal 'n menigte visse wees, omdat hierdie waters daarheen gekom het, en die waters sal gesond word, en alles sal lewe waar die stroom kom. Ook sal visse daarby staan, van En-Gedi af tot by En-Eglaim. 'n droogmaakplek vir die nette sal dit wees. Na hulle soorte sal daar visse in wees, soos die visse van die groot see, 'n menigte. Die morasse en kuile daarvan, hulle sal nie gesond word nie, vir sout is hulle bestem. By die stroom sal al twee kante allerhande bome groei, om van te eet, waarvan die blare nie sal verdor en die vrugte nie sal opraak nie. Elke maand sal hulle nuwe vrugte dra, want die waters waar hulle by staan, uit die heiligdom stroom hulle, en hulle vrugte sal wees om te eet, en hulle blare om te genees. Net tot sover ons skriflesing, mag die Here verheerlik word deur die verkondiging van sy woord, en ons bid saam. Ons Hemelse Vader, aan U die lof en eer en dank van ons harte. Here, ons is so dankbaar. U is vir ons goed en U is lofwaardig. En ons aanbid U nie net om die gawes wat U aan ons toevertrou nie, maar bloot omdat U God is. Omdat U aanbid moet word. Omdat U groot en lofwaardig is. Omdat U vir ons die lewensasem gee. Omdat U die bron van lewe is. Want Here, uit ons eie is ons soos Esegiel 37 se dooie bene. Uit onsself kan ons niks. Het ons geen bestaansreg nie. Kan ons niks doen nie. En tog, Here Jesus, tog doen U die wonder dat U gekom het as verlosser, sodat ons nie net kan lewe nie, maar die lewe in oorvloed kan geniet. En ons loof U daarvoor. Ons dankie dat ons vandag opnuut besonder kon beleef dat U vir ons seën in oormaat met hierdie heilige sakrament wat ons kon vier. Ons dankie Here vir U kudde hier in Kreeusdorp en die genade wat U oor hierdie kudde uitstort en die liefde wat ons hier ervaar. En daarom is ons gebed, Here, dat U hierdie kudde sal bou en van krag tot krag laat gaan, sodat ons U verheerlik en U lig laat skyn hier waar U ons geplant het. Here Jesus, ons bid, skryf nou hierdie woorde in ons hart en maak ons gehoorsaam aan die woord. In Jesus naam, amen. Johannes 7 vers 37 sê die Here Jesus hierdie woorde. As iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die Gees, wat die sou ontvang wat in hom glo. Want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie.
Net tot so ver ons skriflesing uit Johannes 7. Geliefdes in ons Here Jesus, ons het 'n spreekwoord wat sê, water is lewe. En as jy in 'n droë en dorre gebied al gewoon het, dan weet jy, dit is waar. Ek dink altyd in die vertaling van Psalm 42, dis 'n hert en dorre streke. Hoe die Nederlandse beruiming van hierdie psalm verskil van ons Boere-Afrikaanse vertaling. In Nederland is daar baie water. So al wat die digter aan kon dink, die beruimer van die psalm, is dat heel waarskynlik moes iemand hierdie bok gejag het en dis hoekom hy dors was. Maar wanneer toe as jy sy beruiming doen, dan weet hy, in 'n land waar water skaars is, hoef daar nie gejag te word nie. 'n dier smag soms na water, bloot omdat daar nie water is nie. Wanneer die Here dan nou hierdie profeteboek afsluit op 'n hoogtepunt, dan praat hy van water. En dit word hier die lewende water genoem. Die water wat lewe gee en wat lewe bring. In die eerste 3 verse lees ons en leer ons oor die oorsprong van hierdie lewe. In die volgende verse van vers 4 hoor ons oor die diepte van hierdie water en hoe hy 'n meetsnoer neem en dit uitmeet en daaroor praat. In die volgende verse van vers 9 tot vers 12 hoor ons hoe die Here praat oor wat is die effek van die lewende water. En dan vers 13 en 14 sien ons die plek waar die Here sy seën gee, die verdeling van die land. Nou kom ons staan 'n oomblik stil by elkeen van hierdie. En die tema van ons prediking is, die Here Jesus is die lewende water. Daar is baie verskillende verklaringe van verskillende kerke oor hierdie gedeelte en baie mense krap kop oor wat dit tog kan beteken. Vir ons is die boodskap van hierdie gedeelte nie die enigste gedeelte in die Bybel wat van die lewende water praat nie. Baie mense krap kop oor Openbaring. Waar kom hierdie vreemde beelde vandaan, van bome wat 12 maande in 'n jaar vrugte dra en blare wat die nasies genees. Maar as ons die Ou Testament bestudeer, en hoef ons nie te wonder waar kom Openbaring vandaan nie. Dis nie vreemde goed wat uit die lug gegryp is en wat hierdie skrywer van Openbaring gesien het nie. Dis Ou Testament waarhede wat in Openbaring die hele Bybel mee afsluit om te sê, dit wat die Here reeds in Esegiel gesê het, vervul die Here op volmaakte wyse wanneer hy weer kom. So sien ons in die eerste 3 verse, waar kom hierdie water vandaan en wat is die betekenis daarvan? Esegiel word gebring na die tempel van die Here. Dit word hier genoem die huis van die Here. En dan sien ons van die altaar af kom daar water. En die betekenis daarvan is besonder. Die altaar was die plek waar die offers gebring is. Ons het vandag gesien by hierdie tafel, is daar brood en daar is wyn, en die wyn is simbool van die bloed van Jesus. Die altaar waar die Here sy seun geoffer het, is die kruis op Golgotha. En dit is wat ons oordink in die nagmaal. En wat Esegiel dan sê, waar die offer gebring is by die altaar in die tempel van die Here. Dit bring lewe aan die mensdom. En dis wat ons vandag vier by die nagmaal. Die altaar van God is die bron van lewe. Sonder die offer van die Here Jesus is ons die doodsbeenere van Esegiel 37. Is daar geen lewe in ons nie. Na Adam en Eva is elke mens op pad hel toe. Maar wat 'n genade. Daar is 'n altaar. Daar is 'n kruis. Daar is lewe vir elkeen wat in Jesus glo. Want onthou Jesus se woorde wat ons gelees het in Johannes 7, waar hy sê,
wie in my glo, het die lewe. Ons sien dit ook in Johannes 6, vers 47, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Esegiel beskryf vir ons hoe hierdie water dan vloei en deur die tempel en uit die tempel uitstroom. En dan sien ons van vers 3 af, hoe hierdie water gemeet word. Daar is 'n engel wat saam met hom stap en elke keer hierdie maatband gebruik om te meet. Hy stap elke keer so 500 meter en dan meet hy die water. En eers sien 'n mens, dit was enkel diepte gewees. En baie mense is tevrede om enkel diepte daar te swem in die see, want dit is nie baie gevaarlik nie, die haie swem nie in enkel diepte water nie. En dit is baie keer die basiese Bybelse beginsels van die evangelie wat die Here vir jou gee. Die man aan die kruis was enkel diepte in die genade van die Here. Hy wat langs Jesus gehang het en gesê, dink aan my wanneer u in die koninkryk kom. Wat het hy geweet? Hy het geweet Jesus is 'n koning wat koninkryk het. Hy het geweet hierdie is nie die einde van die pad nie, daar is nog 'n pad vorentoe, Jesus leef nog en hy sal nog regeer. Hy het geweet Jesus het die mag om aan hom as sondaar mens te dink waar hy as koning, hierna wanneer die dood intree, aan hom te kan dink. En weet jy wat? Dit was genoeg. Dat die Here Jesus vir hierdie enkel diepte Christen gelowige kon sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Maar wat Esegiel beskryf is, ons hoef nie daar te bly nie. Hy beskryf 500 meter verder, staan hy kniediep. En die vraag is kniediep in wat? En wat hy hier beskryf is God se genade. Sekondes voor 12 uur het hierdie man sy hart vir die Here gegee en hy's gered. Maar ek en jy word groot met die woord van die Here. Ek en jy besef meer van die diepte van God se genade in ons lewens. Wat 'n voorreg dat ons kniediep kan staan in sy genade. Ek kan sê ek kyk terug op my 500 meter en ek besef wat 'n genade. God het my nie net sy kind gemaak nie. Hy lei my elke dag deur al my beproewinge en al die dinge wat ek deurmaak. En soms gebeur daar, en dit is ons verlede keer gehoor het, die Here los ons nie. Deur beproewing en pyn en swaar kry, en dinge wat met ons gebeur in ons lewens, besef ons baie keer as ons terugkyk, joh, ek is tot by my heupe in God se genade. Hy was my genade genoeg om hierdie verlies te laat beleef, dat ek nader aan gekom het. Hy was my genade genoeg, dat ek hierdie pyn kon beleef, dat ek besef ek het hom nodig. Hy was my genade genoeg dat hy sy woord vir my oopgebreek het en ek dieper insig gekry het in sy liefde vir my. Wat 'n genade dat die Here my nie los nie, of my sonde los nie. En dan kom jy op 'n punt waar jy besef, wat 'n genade. Vandag opnuut kan ek my hele lewe aan hom oorgee. Ek probeer nie staan op my eie prestasies of vermoë of my vaardigheid of regverdigheid soos wat die Fariseërs en skrifgeleerdes gedink het nie. Daar's nie podium, daar's nie iets onder my voete om te staan van ek verdien hierdie genade nie. God se genade is so diep. Ek kan nie daarop staan nie. Dit vat my. Maar nou waarsku hy, kyk saam met my
Na vers 11. En dis die volgende belangrike ding wat ons in ag moet neem. In vers 11 staan dat die morasse en kuile daarvan, hulle sal nie gesond word nie. Versout is hulle bestem. En daar is baie verklaringe oor hierdie gedeelte, maar vandag opnuut wil ek dit aan die voorhou. Dalk is daar iets van hierdie morasse en kuile in my hart, en my lewe, in my gedagtes. Emmertjies wat ek saamdra. 'n emmertjie van verwyte, van hierdie ou het my skade gedoen, kan hom nie vergewe nie. Emmertjies van hartseer, ek kan nie daaroor kom nie. Emmertjies van foute, ek het droog gemaak, en ek gaan sê soos wat mense dit sê, ek gaan nie sê dis Bybels nie, maar mense dink so, ek kan myself nie vergewe nie. Emmertjies van bitterheid, wat vol is, waar ek so kwaad is, goed wat met my gebeur het, dit bly spook by my. Emmertjies van vrees, as Here, ek kan nie hierdie goed hanteer nie, dit is te veel vir my. Waar 'n mens hulpeloos en magteloos voel in die wêreld en in jou omstandighede. En dit oorweldig jou. Emmertjies van sonde, waar ek baie keer weet, ek maak droog. Niemand weet daarvan nie, maar ek weet daarvan en die Here weet daarvan. Die Here kom vandag na jou en my en sê dit is die morasse en die kuile van jou hart. Bring dit vandag na die Here. Want elke keer sê hy, hier waar die water kom, word die water gesond. Hier waar God se evangelie inkom, hier waar sy Heilige Gees inkom, hier waar ek sy genade hand raak sien, hier word die water gesond. En ek en jy dit so nodig. So gooi vandag daai emmer uit, met die bitter ding in jou hart. Gooi daai emmer uit, met die vrees in jou hart. Gooi die emmer uit met die sonde, bely dit, bekeer jou, laat staan jou sonde. Gooi die emmer uit met al jou hartseer. Gooi die emmer uit met jou vrese vir die toekoms. Dat jy alleen maar oorbly met as iemand wat dryf in God se genade. En weet jy wat? Dis genoeg. Ons kan soveel getuig daarvan. Ons het vanoggend gesing saam met broer Sid. Ons prys hom met blye galme, want ons het soveel ryke stof. En die vraag vir jou en vir my, wat is daar nog oor? Wat jy nie aan die Here oorgegee het nie. Want daar is 'n oseaan van genade. As jy agter in die Bybel kyk, is daar 'n kaart van Israel. Aan die linkerkant kry jy die Middellandse See, en as jy dan regs kyk, sien jy aan die bokant die see van Galilea, waar die Here Jesus en sy disippels vis gevang het, en hy met hulle gepraat het. En dan loop die Jordaanrivier af, en aan die onderkant is die Dooie See. Hulle het vis gevang soveel so dat met Jesus se wonderwerk en uitsprake wou die nette partykeer skeer. Hulle was vissermanne van beroep gewees en hulle het goed gedoen. Vissermanne in Galilea was nie arme manne nie. Hulle het goed gedoen met daardie vissersbedryf. En die Jordaanrivier was ook 'n bron van lewe vir die hele vallei. Totdat jy by die Dooie See kom. Daar is nie visse nie. Dit is soutwater. Nou beskryf die Here in die laaste verse wat ons lees, vers 10 tot vers 12, hierdie water van God se boodskap, van God se genade, van God se teenwoordigheid, en dit is die sleutelwoord.
Want onthou waar dit begin. Dit het begin in die tempel by die altaar en dit was die plek waar die priester 1 keer die jaar ingegaan het en God se teenwoordigheid beleef het sodat hy die volk van hulle sonde kan vryspreek. Hulle het die binneste deel van die tempel gesien as God se plek waar hy is en sy teenwoordigheid loop nou uit. Sy teenwoordigheid beïnvloed net sy kinders nie, dit gee lewe aan die nasies. En Esegiel is al verbaas as hy nou terugstap wal toe en hy sien, maar hier's bome langs die rivier. En hulle dra almal vrugte en dan staan daar en die blare genees. Nou ons sien dit weer later in Openbaring waar die Here sê die blare tot genesing van die nasies. En wat die Here hier vir ons sê is, ek en jy beleef die vrug van wat die Here in ons lewens doen. En dit hou nie op nie. Die Here werk met soveel genade in jou, maar wat hy ook sê, deur jou. Wat as ons nou weer kyk na Johannes 7, hoor wat sê die Here Jesus, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Jy word nie net iemand wat die water ontvang nie. Want die dooie see ontvang water. Maar die dooie see is dood. Daar is nie visse nie. As jy op die kaart gaan kyk, sal jy mooi sien, van die see van Galilea, bokant van Damaskus loop daar 'n rivier in die see van Galilea uit, maar ook aan die onderkant van die see van Galilea loop die Jordaanrivier. En wat die Here hier sê is, ek en jy is nie net opgaardamme van God se genade nie, ons is kanale van God se genade. Dit wat ons hier doen, is nie net om jou tankie vol te maak nie, maar dat jou tankie kan oorloop en lewe kan bring, genesing kan bring, hoop vir die nasies kan bring. En is baie keer nie groot goed nie. Is baie keer net 'n gebaar van liefde. 'n glimlag. Wat 'n genade dat die Here jou en my gebruik as instrumente in sy koninkryk. Uiteindelik sluit hy af in vers 13 en 14. Hy sê dit moet julle grondgebied wees waarin julle die land as erfdeel sal verwerf, volgens die 12 stamme van Israel. En dan noem hy vir Josef 2 dele. En julle moet dit erwe, die een soos die ander, omdat ek my hand opgehef het om dit aan julle vaders te gee, julle hierdie land moet julle erfenis toeval. Die Here beskryf vir die ballinge, hulle sal uiteindelik 'n blyplek hê. Die Here Jesus nooi jou en my, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Daar is 'n plek van rus in Jesus. Nou reeds, vandag, wanneer jy jou emmertjies uitgooi, maar eendag in volmaaktheid by hom vir altyd. Mag ons vandag opnuut sê, dankie Here vir daai genade, of ek nou knie diep staan vandag, en of net my neusgate uitsteek. Ek is so dankbaar oor die oorvloed van die genade. Maar my broer en my suster, laat die genade vloei. Mag die Here jou as instrument gebruik in hierdie week. Onthou ons het 'n eindbestemming en tot daar, gee die Here. Dit vloei in. Dit moet uitvloei. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir Esegiel 47. Here, ons loof U as die bron van water van lewe. Here Jesus, ons glo van harte in U, nie omdat ons dit uitgedink het of dit uit onsself kom. Dit is net die genadewerk van die Heilige Gees wat maak dat ons 'n begeerte het om as U kinders te leef. En ons dankie daarvoor. Ons dankie dat U aan ons die geloof skenk, waardeur ons ook vandag in hierdie nagmaal kon deel, versterk kon word. En nou is ons gebed, Here, wil U gee dat ons ook kanaal sal wees van U genade. Mense wat U in hierdie week oor ons pad bring, iets van die liefde mag raak sien. Help ons daarin, Here.
Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Jy het geleentheid om die liefdegawe te gee, daarna ons slotsang. Kyk, ek maak alles nuut, sê God, laat hom wat dors het kom. En hy sal vind, hy is my kind, ek is 'n God vir hom. Vers 5, oorwinnaar sal ons alles erf en drink uit die fontein van lewenswater, heerlik, rein, en God sal oor ons skyn. Kom ons loof die Here, vers 4 en 5, Gesang 391. Ons vra dat jy oomblik bly sit na die uitspreek van die seën, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.